Goeiedag graad 12-leerders, my naam is Lizaan Toy. Welkom by vandag se lewenswetenskappe les. Hierdie les word aan u gebring deur die Noord-Kaapse Onderwysdepartement in samewerking met Pakama Navorsing en Ontwikkeling. In vandag se les gaan ons 'n pligtige hersiening doen oor evolusie en met dit verwys ek na lamarckisme, natuurlike seleksie en ander konsepte en terme wat belangrik is vir jou. Hier kyk ons dan natuurlik na vraestel 2. As ons kyk na evolusie, sal jy sien dat die groot totaalpunte 54 punte tel. Nou ons weet dat die totale evolusie hoofstuk bestaan uit menslike sowel as evolusie in die natuur. Ons gaan slegs vandag na evolusie in die natuur kyk. Jou vraestel uitleg. Jy weet nou al in die tyd dat jou vraestel bestaan uit 'n afdeling A en 'n afdeling B. Afdeling A is jou kortvrae, terme, paskolom A en B. En dan enige kort antwoordvrae, benoem, hierdie funksie ensovoort. Hierdie afdeling tel dan 50 punte. Afdeling B is jou meer in diepte analysevrae, interpreteer en toepassingsvrae. Hierdie afdeling bestaan uit 2 vrae en hy tel saam 100 punte. Saam is jou vraestel 250 punte en jy het 2,5 uur om dit te voltooi. Hulpbronne wat jy tot jou beskikking het en waarvan jy asseblief gebruik moet maak, is as volg. Eerstens natuurlik Mind the Gap en SIPS materiaal. Jy kan ook gebruik maak van uitsendingslesse soos hierheen en weblesse. Dan my heel gunsteling ou vraestelle van die tienersertifikaat-eksamen sowel as die rekord-eksamen. Wanneer jy hierdie vraestelle gebruik, maak seker dat jy die nasie en riglyne byderhand hou, sodat jy presies kan identifiseer waar punte vir 'n vraag toegeken word. Dan ook jou eksamenriglyne. Eksamenriglyne moet altyd by jou wees wanneer jy leer, sodat jy kan seker maak van bewoording of dat jy kan afdik wat se konseptueel reeds onder die knie het. En dan laastens natuurlik die webtuiste education.gov.za. Van die nasienbeginsels wat in vraestel 2 nogal na vore kom. Indien die vraag vir tabulering vra, so tabulering word vereis, maar jy antwoord in 'n paragraaf, gaan jy die punte vir die tabulering verloor. Lees dit asseblief noukeurig. Ek het al voorheen ook gesê, onthou, vraestel 2 is 'n leesvraestel. Dit vat jou tyd en identifiseer presies wat in die vraag vir jou gevra word. Indien jy vloeidiagramme teken om 'n proses te verduidelik in plaas van dit in paragraafvorm aan te bied, kan jy geen punte vir die vloeidiagram ontvang nie. Dan as die taal wat jy gebruik in jou antwoord, die bedoelde betekenis van jou antwoord verander, gaan jy ongelukkig daai punte probeer. 'n Voorbeeld wat ek altyd gebruik, is die spelling van deoksiribose. Deoksiribose word met 'n DE gespel. Sodra jy dit skryf DI of DI, verloor jy die punt omdat DI of DI iets anders in lewenswetenskap beteken. Onthou, as jy berekeninge moet doen, skryf altyd die mates neer wat vir jou gegee word. Die eenhede. Kom ons kyk wat ons vandag nog gaan kyk. Aan die einde van die les behoort jy die volgende aanbieding gekry. Bewyse vir evolusie. Jy gaan met 'n beskrywing kan gee van die evolusionêre teorieë van Lamarck en Darwin, sowel as gepunte ewewig. Jy gaan kenmerke kan identifiseer van kunsmatige seleksie, beskryf die proses dan van spesiasie, en benoem die meganismes van reproduktiewe isolasie. Onthou asseblief dat die teorieë van Lamarck en Darwin, en dan as ons gaan kyk na die proses van spesiasie, daar is, ek wil amper sê tipe van 'n langerige vraag in lewenswetenskap. As ek net terugdink na die Junie eksamens, die hereksamens, was daar in vraag 3 omtrent 'n totaal van 10 punte vir onderskeidelik natuurlike seleksie en dan lamarckisme. Maak seker dat jy die teorie uit jou kop uit leer en dat jy dit kan toepas van wat ook al in die vraag van jou gevra word. Laastens, as kyk na wat gebeur in evolusie tans, net so vinnig 'n paar voorbeelde. Nou, wanneer ons met evolusie begin, gaan ons aan die volgende loer.
Eerstens die bewyse wat daar is vir evolusie. Dan, wat is die bronne van variasie? Hoekom verskil lewende organismes in die natuur? Ons gaan die teorie bespreek van Lamarck se bal as Darwin en gepunte ewewig. Dan gaan ons kyk na hoe die mense invloed het in kunsmatige seleksie en dan laastens hoe spesiasie 'n rol speel in natuurlike spesievorming. Nou, die eerste een wat hier opkom is biogeografie. So onthou, definisie, biogeografie is die studie van waar spesies gevind word en hoekom hulle daar gevind word. As jy na die prentjie voor jou kyk, sal jy sien dat daar soortgelyke voëls op verskillende kontinente op aarde voorkom. Daar is baie verskillende versamelings van plante en diere in areas met dieselfde breedtegraad, met enige klimate en kondisies, wat voorstel dat sulke organismes 'n gemeenskaplike voorouder het. As jy loer net so vinnig na die bou van die volstruis, wat ons in Afrika kontinent vind, en dan die emu, wat ons in Australië vind, kan jy sien dat hulle bou dieselfde is, hoewel ons weet, hierdie twee voëls is nie van dieselfde spesies nie. Ons sê dan, die bewyse vir evolusie hier is biogeografie. Nog 'n bewys van evolusie is dan die voorkoms van fossiele. So verskillende fossiele word in verskillende rotslae gevind. Met die oudste fossiele in die oudste rotslaag, saam met die oorgangsfossiele. Nou onthou dat jy in graad 10 alreeds oorgangsfossiele bestudeer het, soos die Archaeopteryx of die Pteronoxodon. Hierdie fossielbewyse en veral as ons na oorgangsfossiele kyk, dui dit vir ons dat daar modifikasie in hierdie strukture plaasgevind het deur afstamming. Dus soos wat nuwe organismes gevorm het hulle ledemate of hulle strukture gemodifiseer. Ek dink nie dit is woord nie. Dan die bewyse wys eienskappe wat organismes soortgelyk aan mekaar maak. Klein voorbeeldjie, jy het phalanxe in jou hand en dieselfde struktuur kom voor in 'n pad se pin. Modifikasie deur afstamming. Dan het ons natuurlik genetiese bewyse. Nou jy het reeds die hoofstuk van genetika bestudeer en ek is seker jy het alreeds opgesom vir vraestel 2 vir genetika. Onthou dat spesies wat naby verwant is, 'n groter ooreenkoms teenoor mekaar het as afgeleë spesies. En hulle deel dus meer onlangse gemeenskaplike voorouder. Hier kan ons dink aan 'n voorbeeld van die mens en die sjimpansee. Ons is baie nader verwant en ons het 'n groter ooreenkoms teenoor mekaar in terme van genetika. As ons dink aan ons en teenoor maar 'n lemur, ons twee is definitief afgeleë spesies. So daar is baie minder ooreenkomste in ons DNA en ons genetika. Nou kry ons natuurlik genetiese bewyse vir hoekom daar variasie is. Wat hierdie lekker maak is dat jy dit reeds in meiose bestudeer. Hierdie is net so opskerping van daai hoofstuk. So genetiese bewyse dat organismes naby verwant is en waarskynlik 'n gemeenskaplike voorouder deel, sluit die volgende in. Onthou dat jy hierdie moet kan doen. Eerstens, identiese DNA-struktuur. Nou praat ons van seksofases en volgordes. Dan enderse volgorde van gene. Ons kyk ook na enderse gedeeltes van DNS met geen funksies nie, so daai junk DNA, nie koderende DNS. En dan enderse mutasies wat ons in mitokondriale DNS. Die oorsaak van genetiese variasie is dan natuurlik nommer 1 oorkruising wat in profase 1 van meiose plaasvind. Dit behels die uitreiling van genetiese materiaal wat lei tot nuwe kombinasies van moederlike en vaderlike genetiese materiaal in elke nuwe sel wat opkomstig. Die volgende voorbeeld is dan nou willekeurige rangskikking. Onthou dat moederlike sowel as vaderlike kromosome hulle self likraak of willekeurig rangskik of die sel ewenaar gedurende metafase. Die verskillende kombinasies van kromosome en kromatiede word toegelaat. Elke sel wat afkomstig is hiervandaan het dan verskillende gene.
Dan het ons dan natuurlik ook willekeurige bevrugting. So daar is willekeurige bevrugting tussen verskillende eierselle en verskillende spermselle wat deur meiose gevorm is. Want eers het ons verskillende genetika in hierdie gamete, en dan so elke gamete is geneties anders, en dan het ons willekeurige paring van hierdie verskillende gamete. Ons het dan ook willekeurige paring tussen organismes van die spesie, wat tot verskillende nageslagte lei. En dan weet ons ook definitief dat mutasies die struktuur van 'n geen of kromosoom verander, en dus verander dit dan die organisme se genotipe. Ons eerste evolusie-teorie waar ons gaan kyk is Lamarckisme. So Lamarck het die volgende waargeneem gedurende sy studies. Want jy moet in ag neem, hierdie is baie jaar gelede. So hy het gesê dat lewende spesies verskillend is van diegene wat in die fossielrekord gevind is. Hulle lyk anders. Hy het ook gesê dat magma-optem en selektiewe teeling van wilde plante en diere daartoe gelei dat plante en diere verander. Ons kan sien hy was op die regte spoor. Dan ook dat kruisteeling van plante baie keer lei na die verskeiding van nuwe eienskappe in die nageslag. Hy kon net nie vasstel hoe hierdie nuwe eienskappe werklik vorm. So het hy wette geskep om sy oorerwingsteorieë te verduidelik. Die eerste een is die wet van gebruik en ongebruik. Lamarck het geargumenteer dat as 'n struktuur meer gereeld gebruik word, die struktuur dan sal vergroot in die opeenvolgende generasies. Ons wens ek hierdie was waar. Met ander woorde, as 'n struktuur nie gebruik word, sal hierdie struktuur dan verklein en kan dit verdwyn in die opeenvolgende generasies. Byvoorbeeld, nie kortnek gebruik nie, en in die ander een langnek gebruik. Die tweede wet wat hy voorgestel het, is die oorerwing van verworwe eienskappe. So hy het ook verduidelik dat organismes hierdie veranderde strukture vanaf hulle ouers kan erf. In ander woorde, die nuus wat ontwikkel het as gevolg van gebruik en ongebruik, word dan oorgedra aan die nageslag. Hierdie het hy oorerwing van verworwe eienskappe genoem. Eienskappe wat gedurende die lewe van 'n individu ontwikkel het, verworwe eienskappe, kan aan die individu se nageslag oorgedra word. Aan die ander woorde, as ek baie gym, rus nageslag het. Hoe word hierdie wette toegepas? Kom ons kyk. So die verklaring vir die langnekkige kameelperde is die populairste of voorbeeld wat ons gebruik om hierdie te verduidelik. So nommer 1, alle kameelperde het kort nekke gehad. Die blare wat hulle vanaf die bome geëet het, was hoog. So die kameelperde moes hulle nekke strek om by die blare uit te kom. Soos hulle gestrek het hulle nekke al langer geword. Hulle nakomelinge is met lang nekke gebore, en dit lei daarna dat die nageslag almal lang nekke het. Let asseblief op die geel gemerkte dele. So 'n vraag in 'n eksamenvraestel kan vanaf 3 punte en meer tel, mits jou bewoording korrek is. So wanneer dit Lamarck se teorie is, moet jou verklaring begin met alle kante, almal het kort nekke gehad. Dan dui jy oor hoe hulle die eienskap verander het, wat gebeur het, en dat hulle nakomelinge toe met hierdie nuwe eienskap gebore is. Jy eindig dan deur te sê, dis hierdie huidige geslag almal hierdie nuwe eienskap. Onthou asseblief wat ek sien wanneer ons nasien is die fout wat leerders maak om te sê die kamele kies om hulle nekke te strek. Asseblief vermy daardie woorde totaal en al. Hulle strek hulle nekke. Nou weet ons waar ons nou huidiglik is, dat Lamarck se wette totaal verwerp is. So Lamarck het geargumenteer dat eienskappe wat deur ouers verwerf word, na hulle nageslagte oorgaan. 'n Organisme kan nie besluit om sy DNA te verander nie. Gregor Mendel,
het bewys dat slegs die organisme se genotipe 'n impak op sy fenotipe kan hê. Met ander woorde, geen gestrekkery wat lei na lang nekke nie. Dan kom ons by die teorie wat ons huidiglik aanvaar vir bewys, verklaring vir evolusie. Dit is dan natuurlik Darwinisme. En dit is 'n vinnige agtergrond. Charles Darwin het 'n boek gepubliseer in 1859. Dit was On the Origin of Species by Means of Natural Selection. Sy teorie van evolusie het bestaan uit twee hoofidees. Twee dinge wat hy geobserveer het. Die eerste een is, spesies was nie gevorm in hulle huidige toestand. So met ander woorde nie soos wat hulle nou is, huidiglik, soos jy hulle sien nie. Maar hulle het geëvolueer vanaf 'n gemeenskaplike voorouder. En dan tweedens, sy voorstel vir evolusie was dan natuurlike seleksie. As jy hier agterkant van die skerm kyk, sal jy sien die teorie van walvisevolusie. Het begin met 'n landlewende dier, en as gevolg van spesiasie en natuurlike seleksie, het ons opgeëindig met wat ons vandag ken as 'n walvis. So Darwinisme het die volgende eienskappe of die volgende beginsels waarop die teorie gebou is. Eerstens, populasies of bevolkings kan baie meer nageslag produseer as wat nodig is. As jy dink aan visspesies, wat tot en met 1000 eiers op 'n slag kan hê. Groottes van meeste natuurlike populasies en hulpbronne bly relatief konstant. Daar's natuurlike variasie tussen lede van dieselfde spesies. Met ander woorde, hulle verskil van mekaar natuurlik. Sommige eienskappe is oorerflik en word so na die volgende generasies oorgedra. Nou, wanneer ons kyk na die teorie van natuurlike seleksie as verduideliking vir variasie, kyk ons na die volgende. Nommer 1, daar is variasie in 'n bevolking. Sommige organismes het gunstige eienskappe en ander het ongunstige eienskappe. As gevolg van veranderinge in die omgewing, seleksiedruk of kompetisie, sal die met die gunstige eienskappe oorleef en voortplant, terwyl die met die ongunstige eienskappe sal sterf. Die alleel vir die gunstige eienskap word oorgedra aan die nakomelinge. Die volgende generasie sal 'n hoër proporsie van die gunstige eienskap in die bevolking hê. So 'n antwoord kan tot en met 7 punte in 'n eksamenvraag sal. Nou let op die verskil. Die geel gemerk is wat belangrik is. So hier begin ons met daar is variasie in 'n bevolking. Dan aan die einde sê ons ook dat die alleel, omdat ons nou al reeds van genetika weet, die alleel vir die gunstige eienskap word oorgedra, en later sê ons dat die bevolking nou 'n hoër proporsie individue met gunstige eienskappe sal hê. Leer asseblief die volgorde en bewoording van hierdie uit jou kop uit vir die eksamen, maar weet dat jy dit nie net so gaan neersit nie. Jy gaan 'n vraag kry en jy gaan hierdie moet van toepassing maak op 'n spesifieke situasie. Maar ons sal later kyk hoe om dit in te vervang. Alright, kom ons kyk na die volgende aktiwiteit. So, 'n bevolkinglike bane op eiland A was goed aangepas om hoofsaaklik op insekte te voed. Wetenskaplikes het 5 volwasse paardelike bane na 'n nabygeleë eiland B geskep. Hier het hulle geëvolueer en 'n nuwe bevolking gevorm. Eiland B het 'n groter voorsiening van taaiplante gehad en minder insekte. Blootstelling aan hierdie voeding mag dalk evolusie onder die likebane veroorsaak het. 36 jaar later het wetenskaplikes teruggekeer na die eiland. Hulle het waargeneem dat die grootte van die likebane se kake toegeneem het. Nou is die vraag, gebruik Darwin se teorie van natuurlike seleksie om die verandering in kaakgrootte in die likebane te verduidelik. Nou moet jy eerstens gaan loer na eiland A se likebane en waarop hulle gevoed het. Soos dit aangedui, hoofsaaklik op insekte. So hulle kakebene was maar kleiner. Dan die wat op eiland B voorgekom het hoofsaaklik op taaiplante gevoed.
En dan sê hulle aan die einde vir ons, die grootte van die Lukebwane se kake het toegeneem. Met ander woorde, toe hulle 36 jaar later teruggaan het, meer Lukebwane groter kake gehad. Ek gee jou 10 minute om daai te verduidelik. Kom ons kyk hier vooruit. Nou het ek jou gesê, ons begin altyd met, daar is variasie. So daar is variasie in die Lukebwane se kaakgrootte. Sommige het klein kake en ander het groot kake. As gevolg van 'n groter voorsiening van taaiplante of meer taaiplante op hulle weef, of jy kan gesê as gevolg van minder insekte by hulle weef, is die met die klein kake nie in staat om te voed nie. Hulle kry nie kos nie. En hulle sterf. Die Lukebwane met die groter kake gaan meer voedsel hê. Hulle oorleef en hulle plant voort. Die alleel vir die groter kake word aan die nakomelinge oorgedra. En die volgende generasie sal 'n hoër porsie nakomelinge hê met groot kake. Asseblief oefen soveel as moontlik voorbeelde uit ou eksamenvraestelle wat jy kan kry oor hierdie tipe vrae. Let op waar ek die regmerkies aangedui het. Dit is presies hoe jy gaan bepunt word in 'n eksamen. Soos ek sê, in die laaste eksamen wat afgelê het natuurlik 7 punte getel. Maak seker jy kan hierdie doen. Wat is dan die verskil tussen Lamarckisme en Darwinisme? Nou, nommer 1, Lamarck sê dat lede van die populasie is almal dieselfde. En daarom wanneer ons sy teorie verduidelik, begin ons met alle diere in die bevolking. Daarteenoor het ons Darwinisme wat sê daar is variasie in die individue van 'n bevolking. So wanneer ons natuurlike seleksie verduidelik, begin ons met daar is variasie in 'n bevolking. Lamarck het gesê individue kan hulle gedaantes verwissel, met ander woorde verander gedurende hulle leeftyd. En Darwin het gesê populasies en nie individue nie, met ander woorde die hele bevolking, kan oor tyd gedaante verwissel slegs deur genetiese bronne. En dan laastens, Lamarck het geglo dat individue kies watter kenmerke word aan hulle nageslag oorgedra. Ons weet nou dat dit deur natuurlike seleksie geskied. Die omgewing se seleksiedruk veroorsaak die verandering wat in die spesies of in die bevolkingswissel plaasvind. Dan is daar ook 'n teorie genaamd gepunte ewewig, wat 'n alternatiewe beskrywing is vir die genetiese variasie en ook vir die gapings wat in die fossielrekords voorkom. So gepunte ewewig of die groter naam gepunctueerde equilibrium verwys na 'n vorm van evolusie wat gekenmerk word deur lang tydperke van min of meer geen verandering nie, dit is stil, en dan word dit gevolg deur kort tydperke van vinnig verandering. So in gradualisme, en wat nou iets soos natuurlike seleksie is, verander die fenotipiese eienskappe van 'n populasie geleidelik. Waar in gepunte ewewig is daar 'n skielike vinnige verandering. Maak asseblief 'n nota van die woord gradualisme en maak seker dat jy weet wat dit beteken. Onthou, gradualisme is gradual, dat dit makliker is, geleidelike verandering. So gepunte ewewig, lang stil periodes, vinnige kort tydperk. Daar kan jy sien, gepunctueerde equilibrium. Kom ons kyk na die volgende aktiwiteit. So die onderstaande grafiek wys die spoed waarteen evolusie plaasvind in 'n vlinderspesie. Nommer 1 verduidelik die tendens in evolusie wat verteenwoordig word deur fase A sowel as fase B. Onthou, hierdie is gebaseer op gepunte ewewig. Nommer 2, in die lig van die tendens wat deur A en B verteenwoordig word, watse tipe evolusie word in hierdie grafiek voorgestel? En dan nommer 3, verduidelik hoekom die kanse vir spesiasie baie groot is gedurende fase B.
Jy het 10 minute. Kom ons kyk hoe jy gevaar. Eerstens, as jy na die grafiek kyk, sal jy sien dat fase A 'n stiltydperk of 'n reguit lyntjie aandui en dat B 'n styging in die evolusie as aandui. So fase A is dan natuurlik geen evolusionêre verandering vind hier plaas nie. Die spesies is in ekwilibrium met sy omgewing. Dan vir fase B het ons 'n versnelde evolusionêre verandering as gevolg van vinnige omgewingsverandering. In die lig van hierdie tendens, watter tipe evolusie is dit? Dit is definitief gepunte ewewig of gepunctueerde ekwilibrium. Dan praat by nommer 3, hoekom is die kanse vir spesiasie groot gedurende fase B? So gedurende fase B sal spesies met voordelige eienskappe, met ander woorde wat geskik is vir die omgewing, oorleef en voortplant. Spesies wat die nie of die ongunstige eienskap het, sal sterf. Dit is die kans vir spesiasie baie groter gedurende fase B as gedurende fase A. Dit bring ons dan by kunsmatige seleksie. Nou ons almal weet hierdie oulike borsnoentjies of hierdie pocket bullies wat ons deesdae so sien, is as gevolg van kunsmatige seleksie wat deur mense toegepas is. Onthou altyd dat kunsmatige seleksie is eienskappe wat vir die mens voordelig is. Ons kies dit want dit is vir ons mooi of oulik of dit is goed vir ons kosproduksie. Dit hou ons kyk hoe dit werk. Vir kunsmatige seleksie, nommer 1 is die mens die selektiewe druk. Die natuur het niks meer uit te maak. Seleksie is 'n reaksie om menslike behoeftes te betref, waarvan ons hou. En dit kan een of meer spesies betrek, soos byvoorbeeld in kruisstelling. Dis hier ook waar ietsie soos die liger na vore sal kom. Die kruising tussen die leeu en die dier wat definitief deur kunsmatige seleksie plaasvind. Spesiasie is ook 'n teorie wat jy uit jou kop uit moet ken en kan toepas tot 'n spesifieke vraag. Hierdie tipe verduideliking kan ook 5 punte en meer tel. So onthou asseblief dat die biologiese spesie konsep of die definisie vir 'n biologiese spesie is as volg. Dit is 'n groep organismes met soortgelyke eienskappe wat in dieselfde area leef en onder mekaar kan deel om 'n vrugbare nageslag te kry. So wanneer spesiasie plaasvind as gevolg van 'n geografiese versperring, verduidelik ons dit as volg. In die prentjie kan jy die hasse sien. So aan die linkerkant het ons withasse, en dan aan die regterkant is daar donkerder geskakeerde hasse. In die middel deur vloei daar 'n rivier of dit kan kontinentale dreiging toon. Nou vir ons verduidelik hoe hierdie spesies gekom het tot waar hulle so van mekaar verskil. Nommer 1. 'n bevolking word verdeel deur 'n geografiese versperring. Dit kan nou wees 'n rivier, 'n see, 'n berg of 'n dam. So daar is geen vloei tussen die twee bevolkings nie. Hulle was eers een en toe skei hulle en nou is daar geen paring of geen vloei tussen hulle meer. Hulle word elke bevolking, elke aparte bevolking, word aan verskillende omgewingstoestande blootgestel. Natuurlike seleksie gaan onafhanklik plaasvind in elkeen van die bevolking. En die twee bevolkings sal dan genotipies sowel as fenotipies van mekaar verskil. Selfs al meng hulle weer, sal hulle nie in staat wees om te kruisdeel nie. Die twee bevolkings is dus nou twee verskillende spesies. Kom ons probeer dat jy dit kan probeer. So, die aktiwiteit sê, die hedendaagse versperring van die 3 naverwante spesies van die hondfamilie is die coyote, of die Afrikaanse naam is die prairie wolf,
die jakkals en die dingo, wat op die kaart vir ons aangetoon word. Ons kan sien dat die coyote daar meer in Noord-Amerika voorkom, dan die jakkals hier in Afrika geleë, en die dingo dan in Australië. So nou vir ons, nommer 1, watter bewys vir evolusie word hier uitgebeeld? Onthou heel aan die begin het ons daar gepraat. En dan nommer 2 vraag, beskryf hoe hierdie 3 spesies kon evolueer vanaf 'n gemeenskaplike voorouder om nou 3 aparte spesies te wees. Jy het 5 minute. Alright, so as jy gesê biogeografie vir antwoord 1, is jy 100% korrek. Onthou die verspreiding van spesies met soortgelyke kenmerke kan daarop dui dat hulle dus van een kontinent afkomstig was. Dan nommer 2 die verduideliking van spesiasie, hoe hulle eers een spesies was en toe verander het, is dan as volg. So die oorspronklike bevolking het op 'n groot kontinent gewoon. Hulle is geskei as gevolg van kontinentale drywing of hulle is geskei deur die see. Daar was geen vloei tussen hierdie 3 bevolkings nie, omdat die kontinente het wegbeweeg met mekaar. Elke bevolking was nou blootgestel aan verskillende omgewingstoestande. Hulle het onafhanklik deur natuurlike seleksie gegaan en die individue in elke bevolking het van mekaar begin verskil, genotipies sowel as fenotipies. Selfs al meng die 3 bevolkings weer, sal hulle nie in staat wees om te kan kruisdeel nie. Met ander woorde, hulle sal nie vrugbare nakomelinge voortbring. Hulle is dus nou 3 nuwe spesies. Die coyote, die jakkals en die dingo. Let op na die sterretjiepunt. Dit is in die vraag genoem om te verduidelik hoe hulle 3 verskillend is. Dit is altyd belangrik om te onthou, om dit aan die einde van die vraag te doen. Soos met natuurlike seleksie en lamarckisme se teorieë, is hierdie 'n teorie op 'n verduideliking wat jy uit jou kop uit moet leer. Jy gaan dit dan net kan toepas op nuwe situasies. Weereens sê ek gaan oefen soveel moontlik as ek sonder vrae wat jy op hierdie onderwerp kry. Nou kry ons meganismes wat in plek gestel is om voortplanting of reproduksie te voorkom tussen verskillende spesies. Ons noem dit meganismes vir meganiese isolasie. Meganies omdat ons verwys na die uiterlike geslagsdele van die organismes. Die eerste ding wat ons definitief sien is dat al paring plaasvind op verskillende tye van die jaar. So ons weet nou al dat kof. Kom ons gaan kyk na hoe of watter strukture daar is, of meganismes daar is, om te keer dat reproduksie en voortplanting tussen verskillende spesies plaasvind. Ons noem hierdie meganismes meganiese isolasie. Die eerste ding wat ons nou kan kyk is dat al paring plaasvind op verskillende tye van die jaar. Ons praat van broeiseisoene, op hittekom, want ons weet dat verskillende diere op verskillende seisoene regmaak vir paring. Dan het ons ook natuurlik spesies-spesifieke hofmaker. Ek sê altyd vir my leerders dat die diermannetjie, gaan nie dink, op die dierwyfie iets, gaan nie dink dat die volstruismannetjie met sy oranje skenkels, sy skene, aantreklik is nie. Dit is spesifieke spesiehofmaker, wat daai spesies met mekaar doen voor paringstyd. Dan het ons ook plante wat aangepas is vir verskillende bestuivers. As jy kan onthou van graad 11 het ons windbestuivers, ons het insekbestuiving en ons het poolbestuiving. Dan ook onvrugbare nakomelinge. So met ander woorde, al deel die twee, al kry jy dit reg om 'n nakomeling voor te bring, is hy onvrugbaar. En dan ook die laaste ene is voorkoming van bevrugting. En dit kan wees as gevolg van verskillende kromosoomgetalle of enige ander iets wat voorkom. Onthou dan, byvoorbeeld onvrugbare nakomelinge
is wanneer ons 'n perd met 'n donkie kruis, kry ons 'n muil. En 'n muil is onvrugbaar en kan nie sy eie nakomeling voortbring nie. Hier is nog 'n voorbeeld van spesifieke hofmaakregdrag en dan ook van die verskillende bestuivers by plante. Nou as ons dink aan evolusie tans, kan ons dink aan hoe veral klein goedjies soos hoe virusse en bakterieë nuwe siektes wat na vore kom. So eerstens, in 'n groot ding nogal, is die weerstandigheid van TB teen antibiotika. As ons kyk na hierdie verduideliking, eerstens baie bakterieë kom voor, hier is amper so 'n natuurlike seleksie verduideliking. So daar is baie bakterieë waarvan sommige weerstandig is. Jy drink dan nou die antibiotika of die pasiënt drink die antibiotika, maar hulle voltooi nie die kursus nie. So daardie bakterieetjie wat weerstandig is, gaan dan oorleef en hy gaan begin voortplant. En hulle groei en hulle neem toe en dit lei dan na weerstandige bakterieë wat glad nie meer deur die antibiotika geaffekteer word nie. Dan kan ons ook dink aan die coronavirus wat so baie verander. SARS-CoV-2 of die coronavirus. Dan uitjies in die volgende les gaan ons bietjie kyk na menslike evolusie. So natuurlike en menslike evolusieteorieë en beginsels wat jy moet ken vir die eksamen. So dan, baie dankie.